Groot FM 90.5 musiek van die Campbells met Love at First Sight. Baie welkom op hierdie woensdagoggend. Dis tyd vir nuus en aktuele sake en jy het nou gehoor, Woensdag 4 November is dit die plaaslike regeringsverkiesing. En daarom het ons dit goed gedink om 2 van Pretoria se burgemeesterskandidaate te nooi om 'n bietjie meer te vertel van onsself, sodat jy weet, as jy jou kruisie gaan trek, vir wie stem jy nou? Dis baie lekker om vir Silje Brink van die DA by ons in die ateljee te hê. Goeiemôre Silje. Hallo Sarina, lekker om hier te wees. En dan het ons vir Willie Spies van die VF+ ook by ons in die ateljee. Hallo Willie. Net ons net daai mikrofoon lekker om hier te wees. Aitsa. Ek moet sê, ek weet nie of julle al ooit so 'n gesprek gehad het nie, maar ons gaan nie vandag oor politiek praat nie. Ons wil regtig die mens agter die mense bietjie beter leer ken. So, my eerste vraag wat ek aan beide van julle wil rig, en julle kan self besluit wie eers gaan antwoord, is, as jy enige plek in die wêreld kon woon, waar sou dit wees? Pretoria. Presies dieselfde. Ek het vir 'n tyd in Kaapstad gewoon. En jy weet, Kaapstad word hoog aangeskryf en daar's baie mense wat soontoe trek. Maar ek kan vir jou sê, op die beste tye is Pretoria beter as die Kaap. Hierdie is 'n wonderlike plek vir my. Is dit die plek waar ek geswat het, waar ek my vrou ontmoet het, waar my kinders op skool is. So definitief hier. En ons het nie soveel wind nie. Dis Juist dit. Nee, as ek mag sê, hoekom ek sê Pretoria, Sarina, ek is nou 51 jaar 'n Pretoriaaner. Ek is 57 jaar oud. My eerste 6 jaar was ek 'n Vrystaater in Parys in die Vrystaat. 51 jaar hier. Ek was 2 jaar wel vir militêre diensplig in die Oos-Kaap. Ek het die wind gevoel, dit het my weggewaai. Maar Universiteit van Pretoria daarmee saam. En ek dink sal jy het nou daarna verwys, die klimaat in Pretoria is die beste klimaat in die wêreld. Daar is eenvoudig nie iets wat daarby kom nie. Ek het nou die dag iets gelees van 'n ou politieke aktivis wat sê sy bly op 'n plek waar dit altyd somer is en waar die son altyd skyn. Nou, ek dink sy het gejok, sy het nie die waarheid gepraat nie, want sy bly daar iewers in Europa waar dit 6 maande van die jaar bewolk en nat en reënerig en sneeurig is. Maar Pretoria is 'n plek waar die son meeste van die tyd skyn, waar die wind jou nie wegwaai nie en waar die klimaat gematigd is. So ons is baie bevoorreg om hier te bly. Ek dink nie ons besef dit genoeg nie. En ons is nie te ver van Durban af nie, so as jy die see wil sien kan jy, as jy die bos wil sien kan jy, ons is op 'n baie lekker plek. Presies dit, ja. My volgende vraag is, wat is die mees ongewone of vreemde werk wat julle al ooit gehad het? Willie, kom ons begin sommer by jou. Ja, weet jy, vreemde werk, ek kan ruiterlik erken dat ek direk na skool in matriek by die poskantoor se tenderafdeling in die hoofkantoor in die Middelstad gewerk. Toe het ons nog 'n poskantoor gehad. Ons het nog 'n poskantoor gehad, dit was in die ou Suid-Afrika. En dit was so, jy kan sê, deeltydse werk voordat ek universiteit toe was. Maar die ongelooflike ervaring wat ek daar gekry het en 'n verwysingsraamwerk wat ek daar opgebou het met hoe moet tenders hanteer word, is goed wat vandag in die politiek vir my nog net so relevant is. Want daar het ek gesien hoe werk 'n gedissiplineerde administrasie met tenders, hoe die alles bepalende faktor die prys is en die kwaliteit, en dat al die ander goed na die tyd bykom. Vandag leef ons in 'n samelewing waar die teenoorgestelde geld, en ja, ekskuus, ek mag nie politiek praat. Jy mag so maar ek het by die tenderafdeling van die poskantoor gewerk en wonderlike ervaring daar gekry. Is Silje? So my ouers is klein besigheidsmense gewees en ek het groot geword in Palaborwa. So my eerste werk was gewees om Saterdag te help til slaan in die verwinkel. En natuurlik, jy weet, omdat dit 'n klein winkel is, moes jy ook bietjie verf meng en blikke rondskuif en dies meer. Maar ek sê nie sê dit was die vreemdste ding nie. Die interessantste ene was toe ek self 'n verfkontrakteur besigheid gehad het. Jy moet toesig hou van spanne en jy moet op dakke klim. Ek het regtig geswat en jy weet, ek myself gedink, okay, hier vind ek myself nou op 'n dak besig om te verf en toesig te hou. Hoe het ek hier opgeëindig? Maar dit was 'n baie interessante ervaring in die eerste plek om groot te word met ouers wat, jy weet, vir hulle self moet voorsien. Daar's nie iemand anders wat besluit, jy weet, jy kry hierdie maand 'n salaris of jy kry bonus hierdie jaar nie. Dit word bepaal deur die prestasie van die besigheid en ook my eie ervarings in besigheid. As jy voorraad kan beheer, as jy verhoudinge met kliënte kan bestuur,
besef jy wat regte verantwoordelikheid is en besef jy ook wat se effek die staat en die reëls van die staat op gewone mense het. En ek dink dis een groot probleem in die politiek. Baie ouens is net by die politiek betrokke, so jy weet, hulle sien net wat aangaan sover dit die staat in die openbare domein betref en hulle besef nie wat se effek die besluite van die munisipaliteit of die staat op gewone mense se lewens het nie. Ek het geweet, as jy politisie in die ateljee het, gaan jy nie wegbly van die politiek af nie, maar ons Die geniet versoeking dit. is net te groot. Wie was julle grootste rolmodel tot dusver? Ons begin nou by jou, Celia. Yes, ek het baie historiese rolmodelle gehad. Jy weet, mense wat ek nog nie geken het nie. Winston Churchill byvoorbeeld, Margaret Thatcher was vir my 'n groot inspirasie gewees. En Sarina, natuurlik, jy het 'n politikus uitgenooi. Wat verwag jy? Moet ek nou praat van iemand anders, maar jy weet, in teorie is dit, maar natuurlik is daar ook die rolmodelle wat jy later aan in die lewe besef. Dit is nie die mense wat jy dalk die meeste geadmireer het in die oomblik nie, maar as jy terugkyk, besef jy die rol wat jou ouers gespeel het in jou lewe. My pa byvoorbeeld was iemand wat altyd die grootste selfvertroue gehad het. Hy kon enigiets gedoen het. Hy het net nooit teruggestaan en jy weet, hy het ook hierdie onblusbare optimisme oor die lewe gehad. Jy kon enigiets doen en jy kon dit aanpak. En ek dink dit was baie belangrik vir my. My ma aan die ander kant, vreeslike hardwerkende persoon gewees. Daai verwinkeltjie wat ek noem in Palaborwa, ek kan onthou hoe sy die boeke op 'n Saterdag aand gedoen het. En jy weet, dan moet ons nou maar daar sit en help met die werk en sy het haarself in 'n mik ingewerk. En dit is 'n groot indruk wat mense op jou los sonder dat jy besef dat dit gebeur. Want later aanpak jy dinge aan in die lewe en hoe doen jy dit? Jy doen dit soos wat jou pa dit gedoen het of jy doen dit soos wat jou ma jou gewys het om dit te doen. En dis amper jy weet, dit is nie eksplisiet nie, dis amper jy leer dit deur dit net te aanskou. Ja, dit laat my net dink aan die Jaffel pannetjie waar al die hele tyd die korsies afsny. Jaar na jaar word die korsies afgesny en later bel die kleinkind vir ouma en sy vra, ouma, hoekom sny ons altyd die korsies af voordat ons 'n jaffeltjie maak? Sy sê, gebruik julle nog steeds daai klein pannetjie? Dit was net aanskou en hulle het maar dit gedoen want mamma het dit gedoen en ouma het dit gedoen. Ja. Jou rolmodel, Willie? Myne lê ook op verskillende vlakke. Ek sou sê en almal is plaaslik. Dis binne die Afrikaner gemeenskap en binne die familiegemeenskap waarvan ek deel is. Ek sou sê histories 2 mense en dis interessant, dit gebeur so dikwels dat 2 mense wat op 'n manier teenpole is, mekaar so goed aanvul dat albei op sy eie manier 'n rolmodel later is. So in die Afrikaner geskiedenis sou ek sê Paul Kruger en generaal Koos Dellery. Hoekom dit die 2 is? Hulle het 2 pole van die politieke spektrum daai tyd verteenwoordig. Hulle was nie op dieselfde bladsy gewees wat baie besluite betref nie. Ons weet met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog het Dellery gesê nee, moenie. Ons moet nie hierdie oorlog aanpak nie want ons gaan dit nie wen nie. Maar toe die oorlog kom het hy aangehou en hy het aangehou tot die bitter einde. Paul Kruger weer daarmee saam was 'n bietjie in die geleedere van die ouens wat 'n bietjie te dapper was dalk voor die oorlog. Maar uiteindelik het hy hierdie fenominale wêreldleier geword. As 'n mens Amsterdam in die Nederland besoek of as jy enige Europese stad in Europa in hele Europa besoek, dan leer jy die geskiedenis van Afrikaners 126 jaar gelede en die absolute wêreldfiguurstatus wat iemand soos Paul Kruger gehad het. Hy het geen formele skoolopleiding gehad nie. Hy het leer lees uit die Bybel uit. Maar sy Bybelkennis het sodanig geraak dat die kerk waarvan hy 'n lidmaat was, het later gesê, jy ken die Bybel so goed, jy mag maar 'n predikant wees in ons kerk. Die gereformeerde kerk het so 'n bepaling in hulle kerkorde. En hy het met 'n wysheid en met 'n getrouheid aan sy mense opgetree wat van hom 'n wêreldfiguur gemaak het wat in daai tyd vergelykbaar is met wat Nelson Mandela in die moderne wêreld geword het. Hy sou op die Oranjeplein in Amsterdam 'n klomp Hollanders toespreek, dan daag daar 100,000 mense op daai plein op om na hom te luister. Die enigste mense na hom wat dit geëwenaar het,
was. Ek dink Kennedy, later Obama en ek dink Mandela ook. So 'n absolute wêreldleier, absolute rolmodel, 'n plaaslike persoon wat eenvoudig groot geword het, maar met wysheid groot geword het. Dan my pa, absoluut. My pa is al 12 jaar gelede oorlede. En die enige waarwording wat ek het nadat my ouers dood is dat al is hulle dood, leef hulle hier in jou binneste. Ek is elke dag in 'n gedagtegesprek met my pa gewikkel, al is hy vir 12 jaar nie meer met ons nie. Sure. En dit beleef ek altyd. En dan in die hedendaagse wêreld, ek dink 'n persoon wat ek sal uitsonder wat 'n geweldige rol in my lewe gespeel het, is Flip Buys, die voorsteur van die Solidariteit beweging, wat 'n visie gehad het 20 jaar gelede om 'n beweging te skep om vir Afrikaners weer 'n standplek in Suid-Afrika te skep. Hy het daai beweging opgebou van 'n bankrot kantoortjie daar in Braamfontein wat ek nog die transport van gedoen het toe hulle hom uiteindelik vir 'n appel en 'n ei verkoop het, tot 'n fenominale organisasie wat kampusse ontwikkel, wat skole bemagtig en wat litigeer en die regering tot orde roep. Dit is 'n fenominale voorbeeld en dis 'n voorbeeld wat ek met my saamvat in die pad wat ek vorentoe loop. Jy is ingeskakel by Groot FM 90.5. Die twee stemme wat jy vandag op die lig hoor is die van twee van Pretoria se burgemeesterskandidaate, Willie Spies wat jy sopas gehoor het van die VF+, ons het vir Silje Brink ook in die ateljee van die DA. Ons gaan binnekort verder met hulle gesels en soos ek vroeër gesê het, die doel van die gesprek is nie 'n politieke debat nie, maar ons gaan tog vir hulle geleentheid gee om so 'n bietjie te debatteer net hierna. Walk Me Home van Pink is 09:30, Groot FM 90.5. Ons het vir Willie Spies en Silje Brink in die ateljee, twee van Pretoria se burgemeesterskandidaate. Ons praat bietjie met hulle oor allerhande sake. Ons wil eintlik hê jy moet die man agter die naam 'n bietjie beter leer ken, sodat wanneer jy jou kruisie gaan trek op die 4de November, jy 'n beter persepsie het van wie die persoon is. Nou weet ek, jy gaan nie politici kry om stil te bly oor omstrede kwessies nie, so ek het wel 'n paar omstrede onderwerpe waaroor ons gou kan gesels. En die eerste een is iets wat my persoonlik raak, as iemand wat tans in Centurion woon. Is Centurion deel van Pretoria? Ja of nee? Want as jy vir iemand sê jy bly in Centurion, dan dink hulle jy bly nie in Pretoria nie. So ek sal graag wil hoor, wat sê julle wat Pretoria kenners is? Centurion is definitief deel van die Tshwane Metro Raad. En die ou naam vir Centurion is natuurlik Verwoerdburgstad. En natuurlik is daar 'n ander deel daarvan Littleton. So ek dink Centurion het sy eie karakter, maar dit is deel van dieselfde metropolitaanse munisipaliteit. Trouwens, Bronkhorstspruit en Cullinan is ook deel van die Tshwane Metro Raad. Dit is gans ander plekke. Ek dink enige mens kan sê Bronkhorstspruit is Pretoria nie. So nee, definitief Centurion is deel van die metro. Ons weet daar's baie sinkgate. En dit is 'n enorme probleem. Die ontwikkeling wat daar gebeur het op Dolomiet en natuurlik die waterlekke wat die sinkgate veroorsaak, is 'n groot probleem vir die inwoners daar. Daar's ook 'n paar informele nedersettings sedert die COVID daar wat groot moeilikheid daar veroorsaak. Maar ja, definitief deel van die Tshwane Metro, maar met sy baie eie unieke probleme wat die hoofgebied moet word. Willie? Daar's iets wat ek en Silje nou oor saamstem. Werklik. Centurion is nie deel van Pretoria nie. Dit was nog altyd, dis interessant, die ou naam was natuurlik Littleton geweest. Tot hier in die vroeë 70s was daar die stadsraad van Littleton en daar's ook die Littleton se stadsaal. En net soos wat daar 'n Silverton stadsraad en 'n Silverton stadsaal hierso in Kerkstraat Oos is. So nee, dis nie deel van Pretoria nie. Pretoria was 'n stad op sy eie. Silverton was 'n dorp op sy eie met sy eie stadsaal. Littleton was 'n dorp op sy eie met sy eie stadsaal. Littleton het nou hier in die 70s of vroeë 70s toe die routydperk van die dood van Hendrik Verwoerd nog lewendig was, het die plaaslike gemeenskap gesê ons wil hierdie dorp se naam verander van Littleton na Verwoerdburg. Hy het toe Verwoerdburg geword. En dan weet ons hier so rondom 1994 met al die omstredenheid rondom Dr. Verwoerd se naam is daar toe besluit kom ons gee dit 'n neutrale naam wat toe nou Centurion was. Nou selfs daarna was Centurion 'n munisipaliteit op sy eie of 'n munisipale substruktuur soos hulle dit noem op sy eie tot 2000 en dis eers in 2000
wat hy dan nou deel van die groter Pretoria Metro, waarvan die naam later die Tshwane Metro geword het. So hy's deel van groter Pretoria, maar nie deel van Pretoria nie. Goed, seker maar wat sê hulle potato. En dan die volgende een, om aan te sluit by die potato en potato, moet daar bladjang op 'n braaibroodjie wees? Absoluut. Hoekom sê jy so, Willie? Jogg, nee. Bladjang en gebraaide eie. As jy die eie rou daarop sit, die helfte van my kinders hou nie van rou eie nie. Ja. So die eie moet gekarameliseer word. Laat hy lekker smaak en lekker geur het en om daai lekker geur nou net nog 'n bietjie woema te gee, moet daar 'n laagie bladjang by is. Dan het jy die perfekte braaibroodjie. Silje? Kyk, dit is nou so dat Willie so 1 of 2 jaar ouer is as ek. Maar ek moet vir jou sê, hoe ouer ek word, hoe meer soeibrand kry. En as ek dink aan bladjang op 'n braaibroodjie saam met daai eie saam, dan voel ek reeds die soeibrand aankom. So, nee, ek moet die lyn in die sand hierso trek en sê geen bladjang op 'n braaibroodjie nie. Maar sal jy die soeibrand kom van die brood, dit kom nie van die bladjang. Daar het jy dit. Nog 'n vraag hier op my lysie waarby ek gou wil stil staan is, wat is een van die beste stukkies raad wat jy al ooit ontvang het? Silje? Dit was raad, Willie Spies dit nou hier genoem van Brandon Topham, wat een van my eerste prinsipale was toe ek prokureursklerk was. En jy weet, hy het vir my as 'n jong aspirerende politikus die raad gegee, moet nooit net dit doen nie, moet nooit net 'n politikus word nie, want jy weet, as jy dalk uitval met jou party, soos wat gebeur van tyd tot tyd, of as jy 'n beginselbesluit moet neem, dan moet jy 'n mate van onafhanklikheid hê. Self het sy as 'n professionele persoon, of dalk het jy genoeg geld om iets anders te doen. Maar dit was een van die belangrike dele van stukke advies wat ek gekry het. En weer eens, dit gee net vir jou om iets anders te doen en dan politiek te kom. Gee net vir jou 'n blik op die wêreld wat anders is as mense wat net vanuit die vakbondwese of jy weet, raadgewers in politieke kantore of staatsamptenare. Daai ouens het een blik op die wêreld, en om in die privaat sektor te wees is 'n belangrike verryking van 'n ou se ervaring. Willie? Ek het is interessant, al twee van ons praat van senior prokureurskollegas. Brandon, soos Silje noem, was ook 'n politikus saam met sy prokureurs, en hy was dubbel gekwalifiseer te CA en 'n prokureur. Ek het so 'n mentor in die professie gehad, wat ek eintlik deur die Universiteit van Pretoria se alumni vereniging leer ken het. Die oom se naam was Nelson Borman. Nou Nelson Borman, glo ek, is waarskynlik een van die oudste prokureurs gewees toe hy in die tweede COVID jaar 2021 ongelukkig oorlede is van komplikasies wat ingetree het nadat hy COVID opgedoen het. Ek dink hy was toe 89 jaar oud, maar hy het toe nog steeds gepraktiseer. Hy het nog steeds 'n kantoor, meer as een kantoor in Johannesburg, Randburg en Sandton gehad. Nou oom Nelson het twee goed gesê wat in die regswêreld baie belangrik is, maar is in die politiek net so belangrik. Een van sy sê goed is, daar's niks wat kom by konstante korrekte optrede nie. Konstante korrekte optrede. As jy in 'n warboel van 'n klomp uiteenlopende gedagtes en goed is, vra vir jouself, wat is die korrekte ding om te doen, en doen dit. En hou dit aan doen, selfs wanneer dinge nog meer de mekaar raak rondom jou. Want deur konstant korrek op te tree, bou jy trappie vir trappie geloofwaardigheid op in jou saak, of waarmee jy ook al besig is, en jy kom by iets goed uit. En die ander ding wat vir my baie interessant is, wat hy altyd gesê het, is, let them stew. Nou wat hy daarmee bedoel het, is as jy ook hier in hierdie gewoel is, en meningsverskil, en jou opponente het groot gevegte wat hulle opsit, en lawaai wat hulle maak, en jy het jou ding gedoen, jy het jou saak gestel, stel jou saak, en gaan sit terug, en let them stew. Mense is wonderlike goed. As jy mense toelaat om 'n gedagte te laat prut, of stew, soos oom Nelson gesê het, dan kom hulle partykeer by die regte antwoord uit, sonder dat jy 'n vinger verroer het. En daai twee goed het ek in my praktyk geleer, ek het dit in die politiek geleer, nog oral waar ek besig was. Konstante korrekte optrede, en wanneer dinge nie op die oomblik gaan soos jy dit wil hê nie, sit terug
en laat dit net toe om so 'n bietjie te prut. Dit sal regkom. Willie, sal jy ek het nog so 2 vrae voordat ek julle moet groet. Die een is, ons Suid-Afrikaners is baie lief daarvoor om noemname vir ons politici te gee. President Cyril Ramaphosa is cupcake. So as jy nou 'n noemnaam kan kies waar volgens jy in die volksmond wil bekend staan, wat sou dit wees en waarom? Ek sien jou mond hang oop, Silje. Nee, Sarina, jy kan nie seker goed vra nie. Jy kry jou noemnaam van ander mense. Wat moet ons jou noem as jy nou burgemeester jy weet, wees? ek kan aan 'n paar goed dink, alhoewel ek nou sukkel om te dink wat die ANC en die EFF my noem. Ja. Dis nie liefdesnaampies nie. Kom ons sê dit so. Maar nee, Sarina, jy kan nie vra vir 'n persoon. As jy nou wil wys hoe narcistiese politikus is, kry hom om te sê ek sal graag bekend wil staan as die man van staal of iets van die aard. Wat's fout daarmee? So nee, ek gaan jou uitnodiging vriendelik vir die hand wys. Dan kan jy vir my 'n bynaam gee. Hy het hom nou soos 'n prokureur beantwoord. Nou wonder ek wat Willie te sê gaan hê. Ja. Nee, ek was nuuskierig oor wat sal jy gesê, want sal jy 2 vanne vir 'n naam. Dis waar. Ja. Maar 'n baie mooi naam en 'n ryk geskiedenis aan die van Silje wat ook 'n mooi verhaal op sy eie is. Maar as ek daai vraag moet antwoord, gaan ek dit beantwoord aan die hand van 'n staaltjie wat eintlik maar uit my politieke verlede kom. Ek was vir so 5 jaar 'n parlementslid gewees. En die Engelssprekende kollegas het my altyd aan die woord gestel as honorable spies. Spies. So die spies lees hulle Engels en dan sê hulle spies. Nou, daar's 2 woorde wat in die volksmond en die politieke wêreld 'n groot rol gespeel het. Aan die een kant 'n spy is natuurlik 'n spioen en in die bevrydingstyd het die ANC mense die spioene het hulle impimpi genoem. Aan die ander kant is die ANC se gewapende vleuel wat nou ook deesdae 'n politieke party was Umkhonto we Nou Umkhonto we beteken die spies van die volk. So ek het toe my ou standaard grappietjie uitgedink. Elke keer as hulle my voorstel as honorable spies, dan het ek gesê, Chairperson, it's not spies. My name is not the English word for impimpi. It's the Afrikaans word for Umkhonto. En van daar af was Umkhonto my bynaam van al die ANC mense af. En dis 'n lekker bynaam. So Willie, kan ons jou maar afkort in jou MK noem. Julle kan. Nee. My laaste vraag aan julle, en nou sal dit interessant wees om te sien watter wiki julle opsit as ek dit vra. Maar as jy nou burgemeester vir 'n dag kon wees, wat sou jy verander? Wat sou jy doen? Willie, ons begin by jou. Burgemeester net vir 'n dag. Net vir 'n dag. Soos jy president vir 'n dag kan wees, maar in die geval burgemeester. Ja, ek is bevrees 'n dag is nie genoeg. Nee, 'n dag is nie genoeg nie. Wat moet gebeur is te veel. En as ek burgemeester net vir 'n dag is, sal ek vir daai dag vir al die amptenare sê, vat die dag af, gaan rus uit en kom oormôre terug as die nuwe ou daar is, want ons gaan niks verander kry nie. So 'n dag is nie genoeg nie. Ons het 5 jaar, ons het 10 jaar nodig om hierdie stad reg te ruk. Hier's geweldig baie skade aangerig. En daai skade moet reggerig word deur goeie mense wat mekaar se hande vat en saamwerk en dit verander. En ek en Silje ken mekaar. Ons is albei prokureurs. Soos ek nou vertel het, hy het amper 'n klerkskap by my kom doen jare terug. Maar behalwe daarvoor is ons ouens wat polities kan verskil. En ons kan polities verskil op 'n beskaafde manier. En ons sal dit waarskynlik altyd doen, want ons kom uit 2 politiek uiteenlopende verwysingsraamwerke. Maar nadat jy hierdie uiteenlopende verwysingsraamwerke nou vir die kiesers gestel het en hulle kruisie getrek en besluit, dan moet hierdie mense bymekaar kom, goeie mense bymekaar kom en sê, wat gaan ons nou doen om hierdie groot gemors wat ons het op te ruim? Ek sien uit daarna om dit vir die volgende 10 jaar saam met Silje en saam met elke ander moontlike denkbare koalisievernoot van regdenkende mense te doen. Maar ons gaan meer as 'n dag nodig hê, ongelukkig. Silje? Kyk, ek het nou die voordeel, ek was reeds die burgemeester. So daar was 'n klomp goed wat in die pipeline was, waarmee ons begin het, wat ek kan nogal doen met 'n dag. Byvoorbeeld, om 'n versoek vir voorstelle uit te stuur, in Engels request for proposals, vir privaat maatskappye om ons te help om straatligte reg te maak. Jy weet, in hierdie stad betaal ons tans kontrakteurs elke keer as 'n straatlig breek. So, mense bevind dat
Hierdie straatlig op die hoek van Sanlam en wat ook al hierdie ander straat is, breek heeltyd, dan word dieselfde kontrakteur uitgestuur om die ding reg te maak en elke keer stuur hy 'n faktuur. Ek wil graag in daai dag van burgemeester wees, 'n dokument uitstuur waar ons kontrakteurs uitnooi om straatligte reg te maak en reg te hou en dan betaal jy hulle op grond van die straatligte wat werk. Dit wil sê, anders in die aand, af is in die dag, in plaas daarvan om hulle te betaal vir goed, om goed reg te maak. Dieselfde met water, krag, vullisverwydering, daar is wat hulle in Engels noem stroke of the pen oplossings, wat jy baie vinnig kan doen, maar natuurlik Willie is reg, in die lange duur moet jy mense se gedrag verander. Jy moet die kultuur van die organisasie verander, en dit verg 'n bietjie meer as 'n dag, maar ek kan baie aan 'n dag doen. Dis heerlik om julle by ons in die ateljee te hê en julle ook bietjie beter te leer ken. Dankie dat julle saam gespeel het. Ons is nog nie klaar gespeel nie. Ons wil vinnig ietsie doen vir sosiale media ook, so ek hoop julle is honger. Dankie vir julle tyd, dankie Silje, dankie Willie dat julle 'n draai kom maak het en ons sien geweldig uit na die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November en ook om te sien wat daarna gaan gebeur en wat kan gebeur wanneer 'n klomp mense saam staan. Dankie vir julle tyd. Dankie Sarina. Dankie Silje. Dankie Willie. Silje Brink van die DA, Willie Spies van die VF+, 2 van Pretoria se burgemeesterskandidaate wat hier by ons in die ateljee draai kom maak het. As jy die gesprek misgeloop het, kan jy later ook gaan loer op grootfm.co.za. Die volledige gesprek sal ook as potgooi daar beskikbaar wees. Ek dink terwyl ons nou praat van die stand van sake in Pretoria, hier is Ivan Roux met Morse. Groot FM 90.5